uit die Nuwe Testament, Johannes hoofstuk 7, vanaf vers 1. Die ongeloof van Jesus se broers. Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou hy dit nie doen nie, omdat die Jode hom daar wou doodmaak. Maar die Hittefees van die Jode was naby. Jesus se broers sê toe vir hom: "Gaan 'n bietjie hiervandaan na Judea toe, dat jou disippels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen. 'n Mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak dit jou openlik aan die wêreld bekend." Selfs sy broers het nie aan hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle: "Vir my het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Die wêreld kan vir julle nie haat nie, maar hy haat my omdat ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan julle maar fees toe. Ek gaan nie na hierdie fees toe nie, omdat die tyd vir my nog nie reg is nie." Dit het hy vir hulle gesê en hy het daar in Galilea gebly. Vers 10. Jesus leer die mense by die Hittefees. Nadat Jesus se broers na die Hittefees toe vertrek het, het hy self tog ook gegaan, nie openlik nie, maar onopvallend. Die Jode het toe by die fees na hom gesoek en gevra, waar is hy? Onder die feesmenigte is daar baie oor hom gefluister. Party mense het gesê, hy is 'n goeie man. Maar ander het gesê, nee, hy mislei die mense. Tog het niemand openlik oor hom gepraat nie, omdat hulle bang was vir die Jode. Toe die feestyd al halfpad verby was, het Jesus na die tempel toe gegaan en die mense daar geleer. Die Jode was verbaas en het gesê, waar kom hy aan die geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie. Jesus het vir hulle gesê, wat ek die mense leer, kom nie van myself af nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom, en of ek uit my eie praat. Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer. Maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig, en daar is niks oneerliks in hom nie. Het Moses nie die wet vir julle gegee nie, en tog hou nie een van julle die wet nie. Waarom wil julle my dan doodmaak? Jy is van die duiwel besete, het die mense uitgeroep, wie wil jou doodmaak? Jesus het toe verder vir hulle gesê, julle is almal ontsteld oor een ding wat ek gedoen het, omdat Moses die besnydenis vir julle gegee het, en eintlik kom dit eers van Moses af, nie maar van die aardvaders. Besny julle ook op 'n Sabbatdag. As iemand op 'n Sabbatdag die besnydenis mag ontvang, om nie die wet van Moses te verbreek nie, waarom is julle dan vir my kwaad, omdat ek op 'n Sabbatdag iemand se hele liggaam gesond gemaak het? Moenie op die oog af oordeel nie, oordeel regverdig. Vers 25. Jesus is die Christus. Intussen het party van die inwoners van Jerusalem gesê, is dit nie die man vir wie hulle wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad nie miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is nie? Ons weet tog waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep, ja, julle ken my en julle weet waar ek vandaan kom. En tog het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het. En vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom en hy my gestuur het. Hulle wou hom toe gevange neem en tog het niemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy tog seker nie meer wonders en tekens doen as hierdie man, seker nie meer wonders tekens doen
as wat hierdie man gedoen het nie. Tot sover Johannes hoofstuk 7 tot by vers 11. 'n kragtige gedeelte oor die geloof van die mense rondom Jesus, dat ook sy broers nie in hom geglo het nie. En dat hulle wondertekens gevra het, want hulle wou seker maak. En tog gee die Here Jesus nie vir hulle wondertekens om hulle geloof te bevestig of nie. Maar dat hy wel sê dat hy van die Here gestuur is. En dat hy bevestig dit wat hulle heeltyd wonder, is hy die Christus, is hy nie. En die wondertekens wat hy wel gedoen het, sê hulle self, is sodanig en so baie dat Christus, wat hulle verwag, nie meer wondertekens sou doen nie. So daarmee sê hulle eintlik, hierdie Jesus doen soveel wondertekens soos net die Christus kan doen. En tog bly baie van die mense ongelowig en vyandig teenoor Christus, want hy praat die waarheid. Ja, om die waarheid te praat oor God, oor mense, oor gedrag van mense, is waarskynlik vir ons as mense die moeilikste. Want die waarheid begin by my. Ek moet die waarheid praat oor myself. Ek moet myself beoordeel, die waarheid praat. Ek moet ander mense, die woord van die Here, omstandighede rondom my, met die waarheid hanteer. Sonder om dit te verdraai, sonder om dit mooier of leliker te maak, sonder om daaroor te skinder, sonder om ander mense af te breek. En dit is nie maklik nie. Ons hoef nie die waarheid ondiplomaties te praat nie, maar ons moet die waarheid praat. Ons moet definitief nie die waarheid verswyg nie. Veral nie die waarheid oor enigiets nie, maar veral dan oor die evangelie van die Here. Moet ons aan elke mens met wie ons te doen het, hierdie goeie nuus verkondig. En vir hulle op dieselfde blye vlak bring waar ons is oor dankbaarheid dat ons die evangelie het. Kom ons praat die waarheid elke dag. Onthou, begin by jouself, en dan kan jy met ander rondom jou die waarheid praat, uitklaar. Dit is nie maklik nie, om dit goed en reg te doen soos die Here jou lei nie. Ons weet dat Jesus wat die waarheid gepraat het, op 'n besondere plek geëindig het. Ja, besonder stoksiel alleen aan die kruis, want die waarheid is nie van die wêreld nie. Die wêreld hou nie van die waarheid nie. En weet ook dat as jy die waarheid praat, jy nie noodwendig vir jou klomp vriende rondom jou gaan vergaar nie. Christus is ons voorbeeld. Die waarheid, reguit, op die regte manier, op die regte tyd, vir die regte mense, trek nie noodwendig 'n klomp vriende, klomp mense na jou toe aan nie. Maar kom ons hou aan, dag na dag, om die waarheid te praat. Jy moeg word, mat word, dink daaraan, die Here is by jou, in jou. En daarom groet ek julle dan ook, met 'n wonderlike seën wat die Here vir ons geleer het. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.